aand, ek maak hoender. Nou, jy wil geweet het hoe om daai been af te kry, hierdie hele gedeelte. Okay, so jy gebruik enige mes, okay? Al wat jy doen, jy sny rondom die enkel af, so jy deur al die senings is. So jy gaan dit gaan so lyk vir jou. Okay? Wat jy dan doen is, maak net seker alles af, trek hom terug, en dan gaan jy voel hierso, nie aan die vet gedeelte van die vleis nie, aan die stewige gedeelte. Dis waar hy lelike beentjie sit. Hy sit net daarso. Okay? Aan die onderkant, jy sal hom sien hierso, daar's so 'n little senentjie wat kan rondbeweeg. Dis die een wat jy moet afsny. So wat ek normaalweg doen is, ek gebruik net my mes, sny teen die been, so jy hom kan losmaak van die been af, sonder om die hoender seer te maak. En dan gebruik ek 'n ander mesie, net kleiner, omdat ek nie vingers afsny nie, om hom van die sening af los te maak, soos hy so lyk. Nou, dit is waar ek vir jou gevra is van die skerbek tangetjies. Jy maak net seker hy is 'n bietjie los van dit. Hierdie is die skerbek tangetjie wat ek gebruik. Jy sal sien, hy het jare in lewe gehad. En al wat jy doen is net om die been uit te trek, want dit is makliker om hom dan heeltemal uit te trek sonder om hom af te breek. Okay? En dit is wat jou hoender dan lyk. En dan gaan jy net aan tot jy allemaal gedoen het wat jy wil gaan. Okay, you can start now. The video size should be fine. I can put it on YouTube, you can watch it there. Okay. I'll put it at 720p, so it's... You carry on. And then show in the camera. A little bit closer. There you go. Yep, that's it. Okay. Reg, nou nadat jy al jou hoender gedoen het, ek het myne net geseason met all-purpose seasoning. Enigiets wat jy wil gebruik, gebruik jy. Nou probeer jy dit in 'n bak, oondvaste bak druk. Probeer hulle beregop staan, hulle gaan omval, hulle doen nie altyd wat jy wil hê hulle moet doen nie, maar net give and take, okay? Sodat hulle vleisie 'n bietjie gaar word en die vel bietjie crispy word. Nou my bak, omdat ek ongelyk getalle het, my bak is 'n bietjie groot. Wat jy dan doen is, as jy sien ek het daar gap, foil, druk foilballe in, okay, en vul hom op, tot hulle regop staan, soos daar, okay. Nou, jy kan sien, myne lyk maar horribal kak, maar in elk geval, dit is soos dit mag lyk. Dit is ongeveer 150-125 gram blokbotter, okay, in blokkies gesny, en nou gooi jy dit net tussen in almal se little hoekies en areas, dat hulle net elkeen 'n bietjie van 'n botter kry, want anders gaan hy 'n bietjie brand. Okay. Almal hou van 'n bietjie botter. Jy weet alles, botter maak alles beter. Okay. So as hulle omval, dan lig jy dit op en dan druk jy 'n bottertjie in. Okay. Nou my oond is warm gemaak op 180, give and take. Okay, is jou oond ook. Okay. So dis is my hoender lyk as hy ingaan. Nou, 180 warm. En hy gaan in vir, give and take, hang af hoeveel hoender, myne gaan in vir, na 'n halfuur gaan ek hom kyk, en dan nog 15 minute as hy moet, okay? Waar gaan hy? Alright, en dit is, so jy kyk na hom, halfuur, gee maar halfuur, minimum, halfuur, en dan as hy klaar uitkom, dan kyk jy na hom, voel hom, as hy nie gaar is nie, dan druk jy hom in vir nog 'n paar minute, 15 minute. As jy crispy vel wil hê, dan haal jy hom uit en gooi hom in 'n bakplat en dan grill jy hom vinnig. Risotto, of soos julle dit noem, die ryspasta.
Reg, ek gaan 'n eetlepel gebruik. Gewoon 'n eetlepel. Ek gebruik so 2 van hulle. Enige margarine. Okay, ek gebruik nie spesiale botter of margarine. Ons noem dit botter, in Engels is botter. Okay, so. Reg, so ek smel die botter. Nou ek maak dit vir 3 mense. Dis vir my, Owen en Amber. So smelt die botter nou. Dit sal 'n bietjie langer vat vir julle want julle het elektrisiteit. Ek het gas, so dit gaan 'n bietjie vinniger. Sodra die botter gesmelt is, gaan ek die ryspasta bygooi. Julle as dit word risotto genoem. Okay, or orzo. Okay, dis 'n ander naam vir dit. So ek gebruik 'n basies vir ons 'n halwe koppie per persoon. Okay, dit is meer as genoeg, ek gee vir jou leftovers. So, soos jy kan hoor, my botter is gesmeld. Daar so soos jy kan sien. Ek gooi my 3 koppies in. Ek gebruik 'n half koppie maatlepel op die oomblik. En dit is 'n give and take. Okay, so, hy is maar 'n give and take. Nou gaan jy op die hoë hitte, dis op hoë hitte gesit. Gaan jy jou risotto rond meng, sodat alles gekoud is in die botter, soos jy kan sien daarso. En jy sal so aangaan tot jy gaan net so give and take want hy gaan vasbrand. Okay, so moet nou nie los en 'n smoke gaan vang nie. Okay. So dan gaan jy hom nou braai tot hy nou van hulle gaan ligbruin raak, sommige van hulle gaan donkerbruin word. Hulle gaan toasty word. Okay, dis wat jy wil hê. Jy wil daai toasty. Hulle gaan nie oppop soos rice bubbles nie, okay? Rice krispies nie, okay? Hy gaan net either brand of nie. Okay? Hy gaan nie skynend word nie. So jy gaan voel hy gaan begin vassit aan die onderkant van die starch. Maar dit is okay, dis kom jy moet bystaan. So dit sal 'n tydjie vat. Want die rys absorbeer eers al die vet van die botter en dan begin hy om uitbraai. Okay? So jy sal sien daar is 'n bietjie kleur verskillend. Maar jy soek daai toasty bruin kleur tussen hulle. Okay? Dit vat gewoonlik so 3 of 4 minute. Okay? So wees geduldig. Jy weet. Maar moenie wegloop van hom af nie. Hy gaan vir jou brand. En dan kan jy hom nie red nie. Okay. Okay. Soos jy kan sien, ek begin 'n bietjie kleur kry. Jy sal sien daar's 'n bietjie bruinerige stukke tussenin. En dis wat jy soek. Jy soek daai wat caramel kleur begin raak. Okay? Hoe meer caramel kleur jy kry, hoe nattier gaan hy probeer wees, maar ek probeer hom so 50-50 hou. Okay? So as jy kan sien, daar is daai bruin stukke tussenin, nie baie van hulle nie. My mense is nie baie mal oor die bruin stukke nie, maar daar's genoeg daar om my smaak vir jou te gee. Jy kan hom verder laat gaan as jy wil. Nou op elke, so ek gebruik 3 koppies stok. Nou omdat ek hoender in die oond het ek 3 koppies hoenderstok gemaak. Okay, so die eerste batch so hy is nog steeds op hoog. Wat ek gaan doen is ek gaan nou 'n klein bietjie ingooi en dan gaan 'n groot sizzle wees. Okay, dit was ongeveer give and take 'n halwe koppie. Nou kan jy sien hoe die bruin uitkom op daai halwe koppie. Jy kan sien daar is daai bruin stukke. En dis wat jy soek. Skraap die bodem skoon, maak seker hy is skoon die hele tyd. En dan gaan jy nou vir nog 'n halwe koppie, 3/4 koppie give and take. Okay, daar kom 'n gevoel.
Nou gaan jy hoor, daar's nie meer gesissel nie, dis nou net meer van 'n prit. Want daar's nou nie, geen absorbering meer nie. Nou gaan jy hom laag draai. Deurroer. En dan al jou stok ingooi. OK. Dan gaan jy die deksel opsit. Maar moet hom nie los nie, hy gaan vir jou brand. OK. So ek gaan die deksel opsit. Maar ek gaan terugkom na hom toe elke 5-6 minute. OK, so die lid is nou op. Deksel. So ek gaan hom nou tyd gee, so tussen middel en laag. So hy so towards die middel van die laagte, OK? So as jy 'n 6 het, gaan hy 3, miskien 'n 1,5 wees. As dit 'n 8 is, gaan hy 4, gaan hy 'n 2 wees, kan 'n ding. OK? En jy gaan hom dophou vir die volgende 10-15 minute. OK? Jy hoef nie by hom te staan soos ek by hom staan nie, maar as jy sal sien, hy begin nou kook. So hy begin nou prit, soos rys kook. OK? Nou gaan jy hom dophou en jy gaan hom laag stel, want nou wil jy net dat hy moet simmer. OK? So basies op julle stoof, miskien in 1,5, hang af die swakste plaas wat jy het, gaan jy gebruik op die oomblik. OK? Want jy wil hom nie laat brand nie, jy gaan hom check nou en dan. En jy gaan hom laat kook tot jou rys gaar is. OK, en dan skakel jy hom af. En dan, as jy dan terugkom na hom toe, dan gaan jy botter bygooi om hom meer fluffy te maak. OK. 8 minute. Die deksel was op vir 8 minute. Ek het hom afgehaal. En hy het verder nog 3, daar was 'n bietjie water op. Ek het hom 3 minute afgehaal. En dit is hoe hy lyk. OK, hy lyk soos gekookte rys. Al die water is kind of absorbeer. Niks is aan die bodem vas nie. Dit is waarvoor jy hom moet altyd met die lepel skraap. Net om seker te maak niks brand vas nie. Want daar's a lot of starch in it. OK. Nou, en dit is op laag gewees. So dit is give and take vir die laaste give and take 15 minute. 15 minute maksimum. Dit hang af van jou stoof ook, OK, tot alles gekook is. Vat 'n nice dollop, gooi hom in. OK. Ek gaan hom net deurmeng en dan word hy ook afgeskakel en dan sit ek die deksel terug. OK. So ek het nou ek meng die botter in. Nie te veel nie want jy wil nie die rys heeltemal opbreek nie. OK. Skakel hom af. Gee hom 30 sekondes, 30 tellings, wat ook al jy wil noem. Jy weet om hy te op te bou. OK, en dan skakel jy hom af. Nou gaan jy. Nou laat jy hom afkoel vir about 5-7 minute tot jy hom kan eet. OK? Gebruik 'n vurk, net skraap hom deur want solank hy sit, die botter gaan weer solidify. Dan gebruik jy 'n vurk en hy skraap hom en dan maak hy 'n fluffy ryspasta vir jou. OK? So daar's jou ryspasta. Right. Die hoender was nou in vir 45 minute op give and take 180 grade. Nou op die ek het hier so 4-8 wat is ek hier 4-8 12 16 20 22 stukke hoender hierso. OK, dis my hoender. Dit was 45 minute lank en dit is die 150 gram botter gewees, OK? Soos jy kan sien ook, die hoender se vel is, jy kan voel, hy is half crispy, maar nog nie 100%. Dis waar jy hom kan uithaal en in die oond druk vir om gegrill te word, OK? Maar ek het mense wat super honger is, so dis waar hierdie proses eindig. Nou, as ons nou kyk na dit was nou die hoender, as ek nou net dit in die agterkant sit, en ek bring my risotto vorentoe, dit was nou dieselfde as ons gedoen het, 8 minute, 3, 5, 4 minute, en ek het die lid opgesit, botter ingesit,
jy behoort dieselfde te hê. Wat ek nou gaan doen is ek gaan net 'n vurk vat en dit net so raak. Okay, so en dit is wat vir jou dan jou rys gee wat jy nou die dag by my gehad, wat ek vir jou gemaak het. Okay? So en daar's die rys, okay? So, as jy nie dit gekry het nie, dan weet ek nie wat jy gedoen het nie. Okay, maar dis wat ek gekry het en ek het net vir jou gewys wat ek gedoen het. Okay? Maar bel my. Ons kan dit uitsorteer. Daar's 'n handjete.